Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 11de Februarie 2026 en ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrif vir vandag sê, honderde taksies in Gauteng van die pad verwyder. Nuushooftrekke vir vandag. Tweede beskuldigde in DJ Warras se saak wil nie borgtog hê nie. Honderde taksies in Gauteng geskit. Brandstofsituasie in Kiba is nou kritiek. Teenbende eenheid mag in 'n ander area werk. Protea dames wen Pakistan in T20 wedstryd. Alcaraz mik om weer die eindstryd in tennistoernooie te behaal. Wins is hoegenaamd nie belangriker as lewens nie, so sê die Gautengse departement van vervoer. Leiden se verklaring is meer as 100 onpadwaardige minibus taksies se handremme opgetrek danksy die Gautengse vervoerinspektoraat en padverkeers bestuurskoöperasie se verskerpte wetstoepassingsoperasie in Johannesburg, Ekurhuleni en in Tshwane. Onder die oortredings was 108 minibus taxi bestuurders wat sonder 'n geldige rybewys gery het en 52 minibus taksies wat sonder 'n geldige lisensie bedryf is. Die veldtog het van 1 tot 7 Februarie tot meer as 500 handuitgereikte en 667 elektroniese boetes aan mini-taxi bestuurders gelei. Enige voertuig wat die veiligheid van ons pendelaars of padgebruikers bedreig, het geen plek op ons paaie nie, so sê Keddy Bonnie, die Jali Tlabela, die LER vir paaie en vervoer. Die tweede beskuldigde in die moord op DJ Warras het sy borgaansoek laat vaar en beplan om skuld te beken. Armando Joaquin Pakula, 'n 25-jarige Mosambieker, het aan die aanklagte van moord, sameswering om moord te pleeg en die oortreding van die immigrasiewet in die Landdroshof in Johannesburg verskyn. DJ Warras is in Desember buite die Zambesi gebou in die sakekern van Johannesburg doodgeskiet. Victor Majola, wat 44 is later aangekeer en verlede maand borgtog geweier. Die hofsaak is uitgestel sodat die polisie hulle ondersoek kan afhandel. Die beskuldigdes sal na verwagting dan saam in die hof moet verskyn. Die laaste van 5 kinders wat sedert Saterdag in Oos-London weens beweerde voedselvergiftiging gehospitaliseer is, behoort ontslaan te word. Dit volg nadat 7 kinders van die Msintsi gebied in Ndantsane, almal seuns van tussen 2 en 6 jaar oud, simptome van naarheid, diarree en duiseligheid getoon het. Die kinders is na die Cecilia Makiwane Hospitaal gebring, waar 2 van die seuns by hulle aankoms dood verklaar is. Al die ander kinders wat gehospitaliseer is deur die loop van die naweek ontslaan. Monsters is by die hospitaal geneem om die oorsaak van die simptome te bepaal en die departement wag op die lijkskouingsverslag wat die oorsaak van die dood van die ander kinders ook sal aandui. As 'n voorsorgmaatreël vir openbare gesondheid is 'n plaaslike spaza winkel deur omgewingsgesondheidspraktisyns opdrag gegee om tydelik hangende formele inspeksie sy deure te sluit. Die DA, die naasgrootste vennoot in die regering van nasionale eenheid en sommige ander RNE-partye het aan die koerante gesê wat hulle verwagtinge is. Dr. Corneille Miller, leier van die VF+, sê sy party verwag dat president Ramaphosa die belange van Suid-Afrika en sy mense eerste sal stel in die konteks van 'n dramaties veranderende geopolitiese wêreld. Die vakbond COSATU, 'n ANC-alliansievernoot, meen dat die staatsrede en die regering se planne vir vanjaar geanker moet wees in die takel van gevaarlike hoë werkloosheidssyfer van 42%, trae ekonomiese groei van 1%, diep gewortelde vlakke van armoede en ongelykheid, endemiese misdaad en korrupsie. Met verwysing na die RNE se Jan de Villiers, nasionale DA woordvoerder, daar is vroeë positiewe aanwysers soos 'n sterker rand, laer inflasie, verbeterde beleggingssentiment en vordering met die stabilisering van staatsskuld, maar dan moet op die momentum voortgehou word sodat beslissend opgetree kan wees. Die staatsrede moet 'n werklike dringendheid en duidelike verbintenis tot uitvoering toon, so sê de Villiers. Die brandstofsituasie in Kiba is uiters kritiek en Amerika se pogings om sy ekonomie te versmoor veroorsaak enorme probleme, so sê die Kremlin. Amerika het Kiba as 'n buitengewone bedreiging vir sy nasionale veiligheid verklaar en probeer olieverskaffing aan die Karibiese eiland afsny. Kiba is al dekades lank onderworpe aan streng Amerikaanse sanksies wat die ekonomie en veral die toevoer van olie en brandstof erg benadeel. Die eiland is aangewese op ingevoerde olie en 'n onderbreking in toevoer het 'n groot impak op die daaglikse lewe, insluitende kragopwekking, vervoer, gesondheidsorgdienste. Rusland is een van Kiba se belangrikste bondgenote. Victor Coronelli, Rusland se ambassadeur in Kiba, het verlede week gesê Rusland het die laaste paar jaar gereeld olie aan Kiba verskaf
en sal voortgaan om dit te doen ook. Die polisie in Eendekyl ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dodelike botsing tussen twee vragmotors Sondagoggend op die N7 Piekenierskloof-pas. Die pas is aanvanklik vir verkeer gesluit, maar van omstreeks 12:00 af kon een baan gebruik word deur voertuie. Twee mans in die Isuzu vragmotor is op die toneel doodverklaar. Die Scania vragmotor se bestuurder het net ligte beserings opgedoen. Die hoofdirekteur van verkeersbestuur van die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit wou haar nie uitlaat oor die oorsaak van die ongeluk nie en het alle navraag na die polisie verwys. 11 lede van die Wes-Kaapse teenbende eenheid wat van die moord op Wade Prince, 'n vermeende bendelid van Mannenberg aangekla word, mag in Mannenberg gewerk. Die 11 lede se hoof het donderdag in die Hooggeregshof in Kaapstad redes verskaf oor hoekom 'n tussentydse bevel wat sy in die borgtog aansoek van hierdie 11 van die lede gemaak het, nie permanent gemaak moet word nie. Die Landros het op 30 Januarie borgtog van R2000 elk aan die 10 lede toegestaan nadat hulle in Desember in die Landroshof in Athlone borgtog deur Landros Nathan Johnson geweier is. Die Landros het aan uitspraak onder meer gelas dat die lede nie Mannenberg in hulle persoonlike of amptelike hoedanigheid mag besoek totdat die saak afgehandel is nie. Die lede word daarvan beskuldig dat hulle prins in Desember verlede jaar doodgemaak het deur hom te martel. Hulle staan ook tereg op 4 aanklagte van ontvoering, 4 van aanranding met die doel om ernstig te beseer en 'n aanklag van marteling. Nersa wat verlede jaar in die hof slaag gekry het oor sy planne om 'n ewige tariefverhoging vir Eskom toe te laat, het Sondag aand aangekondig hierdie eindstestygings gaan voort sonder om enige beduidende veranderings aan die syfers aan te bring. Nie almal is oortuig van hierdie deursigtigheid van hierdie proses nie en die partye wat verlede jaar hieroor hof toe gegaan het, is besig om die jongste verwikkelinge nou te bestudeer. Vir die energieverbruiker is Nersa se besluit baie slegte nuus, waar elektrisiteitstariewe verhogings 5,4% en 6,2% in volgende jaar en in vanjaar se boekjaar sou gewees het, is nou beduidend meer, naamlik 8,76% en 8,83% om presies te wees. Dit tree op 1 April in werking vir diegene wat elektrisiteit direk van Eskom aankoop en op 1 Julie vir munisipale kliënte. Dit maak dit net moeiliker vir gebruikers om goedere van besighede aan te koop, wat ons ekonomiese stagnasie net vererger, so sê die vakbond COSATU. Die Cheetahs gaan op 21 Februarie op Curragh hulle eerste en enigste oefenwedstryd teen die OP speel ter voorbereiding vir die komende SA beker reeks, waarin kwalifikasie vir die Currie beker reeks op die spel is. Die Vrystaaters se eerste SA beker wedstryd is op 6 Maart teen die Bolandse Cavaliers in Bloemfontein. Die Boland het die Maties verlede week met 71 teenoor 12 in 'n opwarmingswedstryd geklop. Die hakker Marco Jansen van Rensburg, die stit Doeksmanjama en die losvoorspeler Zizonke Fumazonke gaan langer in die Unie aanbly. Die Unie het ook die vertrek van die stit Cameron Dawson na die Haie en die hakker Vernon Paulo na die Stormers bevestig. Skotland het die Italiaanse cricketspan 'n ongename verwelkoming in sy eerste T20 wêreldbeker wedstryd gegee. Skotte is egter op die nippertjie in die skouspel ingesluit nadat Bangladesh geweier het om in Indië te speel toe hy die toernooi geskop is. Skotland het eers gekolf en al 'n mintige 207 lopies vir die verlies van net 4 paadjies in sy 20 bilbeurte aangeteken en Italië daarna vir 134 en 16,4 bilbeurte uitgebul. George Munsey, aanvangskolwer, het 84 lopies van 54 balle aangeteken en in die proses 13 grenshoue en 2 sesse geslaan. Die Italianers se boulaanval het omtrent deurgeloop met die T20 wêreldbeker nuwelinge wat 7 bowlers moes inspan om die Skotse kolwers in toom te probeer hou. Die Italianers het met aggressie probeer kolf, maar het in die proses paadjies verloor en was op 54 vir 3 na hulle 6 bilbeurte in die kragspel. Die voormalige Protea, John Smith, was een van die Italiaanse spelers wat sy paadjie in die kragspel verloor het. In Groep B Zimbabwe net 13,3 bilbeurte in benodig gehad om sy openingswedstryd teen Oman met 8 paadjies in Colombo in Sri Lanka te wen. Oman is vir net 103 en 19,5 bilbeurte uitgebul nadat Sandaka Raza, Zimbabwe se kaptein, die lood gewen het en besluit om eers die veldwerk te doen. Brian Bennett het 48 nie uit aangeteken en die veteraan Brendan Taylor 31 se vennootskap van 68 lopies om die 4de paadjie het Zimbabwe nader in die wentelling gebring voordat Taylor weens 'n besering uitgetree het. Zimbabwe se volgende wedstryd is Vrydag teen Australië en word ook in Colombo beslis. Die Australiese Ope kampioen Carlos Alcaraz sê om al 4 Grand Slam titels op 22-jarige ouderdom te wen, het hy sy begeerte verminder nie en hoewel daar nog baie op sy te doen lys is, gaan hy nie die druk op homself plaas om vanjaar skoonskip
in al 4 major toernooie te maak nie. Die Spanjaard het Jannik Sinner verlede jaar in die epiese Franse ope eindtoernooi gewen en daarmee sy titel verdedig. Dit is groot woorde, om eerlik te wees, ek wil dit net een vir een aanpak. Op die oomblik is die volgende een, die Franse ope, en ek het wonderlike herinneringe aan daardie toernooi. Geen Suid-Afrikaner kon die span van die toernooi haal wat gekies is na die afloop van die onder 19 wêreldbeker toernooi wat in Zimbabwe en in Namibië beslis is nie. Jason Rowley het met 100-tal en 150-tal was Suid-Afrika se topkolwer met 280 lopies. Dit was die 7de meeste in die toernooi. Ben Meys van Engeland was die voorste kolwer in die kompetisie en het 444 lopies ingeryg. Met die vorige toernooi in 2024 in Suid-Afrika het Luandri Pretorius en Kwena Mapaka die span van die toernooi gehaal. Met Suid-Afrika wat 181 lopies vir 'n oorwinning op die JB Marks Oval moes aangeteken het, het Reineke 6 van die laaste bal geslaan om haar land tot 'n oorwinning met 5 paaltjies te lei. Kayla Reineke het 'n onoorwonde 29 lopies van 16 balle aangeteken deur 3 sesse en 1 4 te slaan. Sy is as die speler van die wedstryd aangewys nadat sy ook 2 paaltjies in 13 lopies in haar 4 bilbeurte geneem het. Laura Wolfhard het ook 'n groot rol in haar span se suksesvolle jagtog gespeel deur 61 lopies van 38 balle te slaan wat insluit 8 vierde en 1 groot 6. Het saam met Sonny Loos wat 32 lopies, 'n vennootskap van 62 lopies om die tweede paaltjie aangeteken. Reineke se vennootskap van 38 nie uit, saam met Annelie Derksen wat op 9 nie uitgestaan het egter seker gemaak die Proteas bereik wel die wentelling. Pakistan het egter 116 lopies in sy oorblywende 10 boubeurte aangeteken om 180 vir 9 te eindig. Die ervare draaibouler Nonkululeko Kamlaba het 2 vir 40 aangeteken. Die tweede T20 wedstryd tussen die Proteas en Pakistan word Vrydag in Benoni beslis. Cadillac, die Formule 1 nuweling, kan dalk van jaar laaste eindig, maar Sergio Perez sal teleurgesteld wees indien dit wel sou gebeur. Cadillac, wat deur General Motors ondersteun word, maak sy Grand Prix buiging op 8 Maart in Australië met Ferrari engines. Perez was verlede jaar buite aksie nadat 'n Red Bull aan die einde van 2024 verlaat het, maar sê sy terugkeer na Cadillac voel heel natuurlik vir hom. Dit is 'n span wat mense gewerf het. By basies al die spanne waarby ek betrokke was, het Perez aan die media gesê. Ek dink dit gaan 'n baie belangrike span in die toekoms van Formule 1 raak, het hy gesê. Die 2026 golfjaar behoort tot dusver aan die jong Amerikaner Chris Gotterup. Hy het Sondag sy tweede PGA toernooi binne die bestek van die afgelope 3 weke gewen toe hy Hideki Matsuyama in 'n uitspelwedstryd om die wenjack in die Phoenix Ope uitoorlê het. Matsuyama, sy enigste brouhou van die dag, het op die 18de puitjie gekom en het sy telkaart vir 68 geteken. Gotterup het gesê hy was oortuig sy tellings in die tweede en derde ronde van 71 en 70 houe het sy wenkans beduiwel. Scottie Scheffler, die wêreldnommer 1 speler in wêreldgolf, het self die 4de ronde met 'n telling van 64 houe afgesluit en die uitspeelstryd met 1 hou misgeloop. Jong Suid-Kaapenaar Christo Lambrecht op 71 het gesamentlik 48ste geëindig. Sy landgenote Christian Besuidenhout, Gary Gigo, Erik van Rooyen en Ulrich Potgieter het Vrydag in die slag gebly toe die afsnypunt bepaal is. Die 213 vir 4 wat Suid-Afrika opgestapel het, is die grootste telling tot dusver in vanjaar se T20 wêreldbeker toernooi. Bowlers met Lungi Ngidi 4 vir 31 aan die spits het ook deel gedoen om 'n sege van 57 lopies te verseker. Al is Kanada 19 op die wêreldranglys en een van die swakste spanne in die toernooi, het Nepal teen Engeland, Nederland teen Pakistan en selfs Amerika teen Indië gewys die kleiner ronde skrik nie vir die grootes se geblaf nie. Suid-Afrika het Kanada nooit 'n kans gegee om dieselfde te probeer doen nie. Maker met 59 van 32 bale en Quinton de Kock 25 aangeteken van 22 bale en die eerste 6 beurte afgeblus om die kragspel op 66 vir 0 af te sluit. David Miller het geëindig op 39 nie uit nie van 23 bale en Tristan Stubbs op 34 nie uit nie van 19 bale het kom red en die Proteas tot hulle 6de telling van meer as 200 lopies in T20 wêreldbeker cricket kolf. Die Kanadese het hulle self ook geen gunste te bewys deur 11 wydlopers en 3 foutballe af te stuur nie. Met die eerste hekkie nou agter die Proteas raak dinge heelwat rowwer en vanjaar se groep van die dood Afghanistan wag môre ook hier in Ahmedabad en Saterdag die Nieu-Zeelanders. Advertensie van Netwerk 24, teken en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Die weerberig vir die streek lyk so.
Messina 21:35, Polokwane 15:30, Lephalale 18:35, Mbombela 16:32, Mahikeng 17:35, Pretoria 17:34, Johannesburg 18:33, Ermelo 11:35, Kalahari 24:36, Gaborone 20:36, Richards Bay 20:40, Pietermaritzburg 17:35, Durban 21:34, Port St Johns 20:35, Pongola 18:35, Maputo 23:34, Bethlehem 14:32, Bloemfontein 16:33, Alawal Noord 15:30, Welkom 16:34, Vryburg 16:36, Kimberley 17:34, Appington 20:39, Prieska 20:35, Springbok 15:29, Karasburg 20:34, Keetmanshoop 23:37, Mariental 21:36, Alexander Bay 17:25, Brandvlei 21:33 in die middag, Lourdes Bay 17:31, Vredendal 19:30, Kaapstad 19:27, Sutherland 16:25, George 18:28, Jeffreys Bay 21:31, Kabarra 21:33, Graafrenet 18:31, Kaap-Hoogelas 19:26, De Aar 16:31, Molteno 12:25, Beaufort Wes 20:31, Oos-London 19:33. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R15.89 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n Australiese dollar kos R11.27. Die euro verhandel teen R18.94. Die pond verhandel teen R21.77. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,142. Palladium per fyn ons is $1,744. Silwer per fyn ons is $83.65. Goud per fyn ons is $5,075. Brent olie per vat is $68.05. Gedagte vir die dag: moet nooit jammer voel dat jy 'n goeie hart het nie. Alle goeie dinge wat jy gedoen het, kom vermenigvuldig terug na jou toe. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.